Met ons lofprysing, Jesus, vereer ons nie. Ek wil hê, sal gee vir my die vorige slide op, terwyl Serafs, ons kyk gou, terwyl Serafs verbydig is die Here, ons het dit nou net gesing, staan U op uit die troon in die majesteit en my lof, verering U as koning verhef. En die jubel en juig oor my, wat ek, terwyl die jubel en juig oor my, wil ek U naam vereer en prys, wat U het as koning verrys. Dis wat ons nou net gesing het. Hy sê, staan U op uit die troon in die majesteit. So wat was Jesus se troon hier op aarde gewees? Die graf was Jesus se troon hier op aarde. Ek wil hê, terwyl ons nou hier is, dat ons nou saam nagmaal gebruik. Het ons genoeg nagmaal? Wie help ons by die nagmaal? Is daar mense wat nie nagmaal het by hulle nie? Steek net jou hand op, ons sal by jou uitkry, as jy nie. Dink julle kan, julle sit plek gaan eet koffie, en julle ook saam gebruik. Baie dankie, musiek. Ons sê so uit gewoonte uit, dat so dikwels as ons by mekaar kom. En ek het ontdek, dis nie wat die woord sê. Ons sê so dikwels as wat ons by mekaar kom, weet moet ons nagmaal gebruik. En eintlik sê die woord, so dikwels as wat julle die brood breek, verkondig ons. Die brood breek en die beker gebruik, verkondig ons die dood van Jesus. En wanneer ons nou hierdie liedjie gesing het, terwyl Serafs verbydig is, die Heer staan hier op uit die troon in die majesteit. En vanmôre wil ek, wanneer ons dit gebruik, wil ek jy moet sien, dat Jesus staan op uit hierdie aardse troon uit, hierdie graf, wat hom nie kan onderhou nie. En hy staan op, terwyl Serafs roep, heilig is die Heer. Sien hierdie prentjie? Toe Jesus so uit die dood uit opstaan, is die Vader sy rug nie op hom gedraai nie. Kan jy dink wat het in die hemele aangegaan? Toe Jesus uit die dood uit opstaan? Heilig. 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 En nou kom 1 Korintiërs staan, en hy sê, so dikwels as dat ons hierdie brood breek, en hierdie beker gebruik, verkondig ons die dood van Christus. Maar nie die dood dat hy dan bly. Ons verkondig sy opstanding. Ons verkondig dat hy verrys het van hierdie aardse troon, hierdie graf, in oorwinning. En Jesus gee dit vir ons en hy sê, neem dit, dis my liggaam. So ek wil hê jy moet die broodjie uithaal en kom ons breek die brood, soos die woord sê. Kom ons gebruik dit saam. Vanmôre as 'n gemeente, verkondig ons saam in eenheid, in die atmosfeer, wat gebeur het 2000 jaar gelede. Wil nie nou 'n broodjie vat en net so middeldeur breek. Manifesteer wat Jesus vir ons gegee het. Nou wil ek jy met die broodjie in jou mond sit. Ek wil jy met hom kou, stikkend kou. Want elke been in sy liggaam is vir jou gebreek, sodat jy kan leef en gesond word. Jesus,
vir hierdie perfekte offer. En Jesus het die beker gegee, gesê, dis my bloed, neem dit, tot vergifnis van julle sondes, en 'n nuwe verbond gee hy vir julle. Julle moet verstaan, toe Jesus uit die dood het opgestaan, toe was dinge heeltemal anders, soos wat het voorheen was. Wanneer ek en jy hierdie opneem, dan is ons deel van die aankondiging, deel van wat gebeur het, toe Jesus uit die dood het opgestaan, as oorwinnaar. En hy het ons almal deel gemaak daarvan. En hoe het hy dit gedoen? Want hy sê, ons moet sy liggaam en sy bloed drink. En wanneer ons dit doen, dan word ons deel van wat hy vir ons gedoen. Ons het nie die prys betaal. Ons stap in die oorwinning in, as gevolg van die prys wat hy betaal het vir ons. En vanmôre, wanneer ons hierdie geleentheid afsluit, deur die sak te gebruik, as 'n simbool van sy bloed wat vir ons gevloei het. Hoor mooi, jy begin, en jy verkondig, die dood, die opstanding, die oorwinning, wat Jesus vir ons behaal het. En hy sê, so dikwels as jy dit gebruik, verkondig jy. En soos die vorige keer het jy dit verkondig, toe jy dit gebruik het. En so ook nou, maar hoor ook, so ook elke keer, wanneer jy dit gebruik. Ek wil iets sê vanmôre. Ek dink nie Jesus het bedoel, dat die verbondsmaal wat ons gebruik, net in die kerk gebruik mag word. Want ek onthou nie, hy was in die kerk gewees toe hy het gebruik het. So as jy dink, dis heilig aan die kerk, dan skiet jy jouself kort. En vanmôre is ons bevoorreg om as 'n kerk dit saam te kan doen. As medegelowiges. Nie as een stem, maar as 'n klomp stemme, wat 'n aankondiging in die atmosfeer maak, van die oorwinning, wat hy vir ons behaal. Kom ons gebruik dit saam. Dankie, Jesus, vir die lewe, vir die liggaam, vir die bloed. Dankie, Jesus, dat ons in oorwinning kan staan vandag. Amen. Pastoor Stefan, baie dankie. Ek gehoor jy aan Pastoor Stefan. En God is met jou. Amen. Amen. Goeiemôre. Gaan dit goed? Die Here is goed en die duiwel is vuil goed. My pa het gesê jy kan op my vuil goed kom bots. Jy weet so, dit is my groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees in Sabie en mag die Here u ook vanoggend ryklik seën. Pastoor Gawie, Michelle, baie dankie vir julle gasvryheid en julle liefde. Ons het gisteraand trommeldik daar van hulle huis afgery. Ek dink ons het 8 maal gehad. 8 maal. Ek weet dit het net nie opgehou. Nou, dit is my baie lekker om saam met julle te wees en mag die Here julle ook ryklik seën en vir die wonderlike werk wat julle ook hier in Sabie en die omgewing doen. Weet God ontmoet jou en my op die vlak van ons verwagting. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Het jy nog 'n verwagting? Nou, ek het 'n verwagting dat God groot dinge by julle gemeente nog gaan doen, wat hy reeds mee besig is. Kan ons nie net vanoggend vir die Here net 'n lofoffer gee? Halleluja.
is baie lekker. Ek dink nou ons ken mekaar bykans 29 jaar. 29 jaar. Ons lyk nog jong, né? Ja, amen. Ja, ek het Gawie ontmoet by sy broer se begrafnis. En sy broer was half, ek dink dit is my groentjie gewees. En ja, 'n verleentheid word 'n geleentheid. Jy weet waar die duiwel wil kom roof, slag en steel en verwoes. Jy weet doen die Here iets groots. En as ek sien in die koninkryk die hawes, dan is ek opgewonde vir dit wat God in julle lewe doen. En ek is opgewonde saam met julle ook vir God se koninkrykswerk. En mag julle twee ervaar saam met julle pragtige twee bulle. Daar's nie 'n bulle nie. Jy weet, maar saam met julle twee bulle, die seën van die Here wat ryk maak. En moeitevolle arbeid wat niks byvoeg nie. Mag julle twee ook in hierdie seisoen van julle lewens ervaar en sien die guns van God. Mag julle twee ervaar ook so, as ek praat van guns, dan praat ek van gesondheid, ek praat finansiëel, ek praat van wat ons harte is die bediening. Dit is siele. Ek dink net nou, terwyl ons hier na toe ry, jy weet ons staan hier by die 10de maand, ek het oor die 220 boodskappe al hierdie jaar bedien. Jy weet, ek is nou in Mpumalanga, hierdie week in Gauteng, Saterdag in Noordwes, Sondag is ons in Limpopo. En oral waar ek gaan, ervaar ek wat God mee besig is. En ek kan nie anderste as om vir mense te sê, sorg dat jy gereed is. Ek kan vir u sê vanoggend, ons moet elke dag gereed wees. As ek in die aande bedien aanlyn en as ek so by gemeente stil staan, as ek op die markplein is, waar ek is, op mannekampe of by 'n vroue byeenkoms, dan sê ek, moenie wag nie, moenie uitstel nie, want tyd is te kort. Tyd is nie in jou en my kant nie. Maar God ontmoet jou en my op die vlak van ons verwagting. En in hierdie jaar het die Here ook sommer my gebless om betrokke te raak by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. En ek is van 1 Februarie af die CEO vir die Pinksterkerk. En as ek praat van Pinkster, praat ek van verteenwoordiger vir die volle evangelie kerk en vir die PPK en vir die lede in Christus en dan ook so vir die karismate. En ons het 'n AGS Boeta wat saam met ons werk, Ferdinand, en ons bedien, jy weet, streke, ons sien plekke. Ek en Karen het verlede week by 'n colored gemeente bedien. Jy maar toe raak my airtime in Engels op, hoor. Hey! Jy weet, toe pastoor my vanoggend sê in die week, sê jy moet Engels gooi. Dis ek ja, nee, kyk die airtime. Ek gaan net die airtime koop. Rappela, die Here help my dis. Psalm 119 is so mooi in vers 5. Hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En by ons by die Bybelgenootskap, ons het in Augustus het ons 205 jaar oud geword. Nou dit is een van die oudste organisasies in ons land. En dit is 'n organisasie wat nie moeg raak om te doen wat God gesê het ons moet doen. Ons is tans besig om nog steeds Bybels te skryf in tale waar daar nie 'n Bybel is nie. Kan julle glo in 2025 dat daar's kulture en rasse, groepe wat nog nie 'n Bybel het nie? Besef u dat hulle skeer bladsye uit in dele in die wêreld wat hulle die bladsye op sekere hoeke een keer 'n week mekaar ontmoet en dan gee hy 'n bladsy en dan het daai persoon daai bladsy net vir die week om daai gedeelte te memoriseer. En volgende week kry ons mekaar weer daar. En dan deel ons net 'n ander bladsy uit. Dit is wonderlik om te dink, daai hongerte en die begeerte. En dan sit ons baie keer in ons huise met 5 tot 6 Bybels. Hallo? Julle lyk nou so heilig. Pastor, wat praat jy nou van? En dit is my wonderlik dat die Khoisan is besig om in hulle taal vir hulle Bybel te gee. Die eerste Bybel het 200, bietjie minder as 200 jaar gelede, ek dink in 1837 is die eerste Bybel in Afrika in Tswana vertaal. Kan jy dit glo? In Tswana. In Afrikaans is eers in 1933. So, dan ervaar jy dat hierdie woord kan nie gestop word nie.
En ek wil u uitnooi van ons kant af ook by die Bybelgenootskap. Ek wil dankie sê pastoor vir ook julle bydraes jaarliks ook aan die Bybelgenootskap, vir julle as 'n gemeente wat saai ook in die Bybelgenootskap. Ons het gisteraand gesels, ons het soveel verskillende fondsinsamelings, juis om te sorg dat die Bybel bekostigbaar by iemand kan uitkom. In tronke, in hospitale, by huisgesinne. En ek wil die uitnooi na die tyd, kom vat sommer maar net van hierdie pamflet hiervoor en lees wat deur dit, daar's tot dagstukkies hoe om die Bybel deur 'n jaar deur te kan lees en ons riglyne om te kan begin en dis nooit te laat nie. En ek wil jou uitnooi om dit te vat en dit ook joune te maak. En dat die wêreld wat daar buitekant moeg is, het die liefde van God nodig. Hoor jy wat ek vanoggend vir jou sê? Daar's 'n verskil, there's a difference between religion and relationship. En ek dink vir te lank het ons in godsdiens vasgestaan. Ek dink vir te lank het ons net God vertrou in 'n raamwerk. En dit het tyd geword dat ek en jy in verhouding kan staan. Want in verhouding ervaar jy Abba Vader op 'n ander vlak. Jy sien Abba Vader heeltemal anderste. Jy ervaar hom anderste. En vanoggend kan ek nie anders as om opgewonde te raak oor die woord wat besig is om uit te gaan. En die week sit ek en Karen een aand in 'n klas en ons hardloop klas ook en die dokter sê toe dat in die Amazone is nie meer afgeleen nie. Want ons dink nog in die Amazone, jy weet niemand van die woord nie. Hy sê dat weet jy, al die groepe en stamme feitelik in die Amazone het al selfone. Ja. Kan jy dit glo? Kan jy glo dat ons lewe in 'n tyd dat ek het nou by Tikkies gewees so maand en 'n half terug dat die teologiese studente wat in hulle finale jaar is, het nie eens 'n Bybel nie. Hallo? Want jy sien godsdiens het 'n wetenskap, het 'n teorie geword. Jy kan God nie uitredeneer hier. Jy moet hier ervaar. En ek wil vir u sê, in Sabie omgewing is dit 'n hartsverandering wat moet plaasvind. Mense het moeg geraak om net 'n mooi preek te hoor. Hulle het nodig om dit te sien in ons lewens, om dit uit te kan leef. En vanoggend wil ek tog sommer maar by die woord stil staan. As jy 'n Bybel het, dan blaai daar na Jesaja 55 toe. Jy die Bybel sien? As jy 'n app het, dan maak jy hom oop. Maar terwyl julle Bybels oopmaak by Jesaja 55, is dit vir my lekker om te kan sê dat in ons organisasie het ons oor die, ek dink ons het gesê 24 miljoen Bybels gedruk verlede jaar. Reg oor die wêreld wat versprei kon word. 24 miljoen. Ons het die app geskryf en dit is so wonderlik om te sien, jy weet hoe mense net so met tap op my foon en die Bybel op sy foon en dit al die vertaal is. Maar wat ek wil sê is terwyl ek by die universiteit is, pastoor, toe kom ek agter dat dit het maar net nog 'n vak geraak. Dit is maar net soos dit is wat godsdiens doen. Dat godsdiens maak dat jy net in 'n struktuur kan praat en wat sê daai persoon en wat sê daai dokter en wat sê daai profeet of wat sê daai professor. Ek wil hoor wat sê die woord van God in 2025. Ek wil vir u sê jy moet 'n vars ontmoeting en aanraking in jou lewe kry deur hierdie woord wat geïnspireer is. God praat met jou en met my deur sy woord. Hy praat met ons op verskillende maniere, deur die natuur, deur mense, deur sy Heilige Gees. Maar as ek en jy nie in verhouding staan met God en met die woord van God nie, is ek en jy, as die aanslag kom, wat gaan ek en jy kan quoteer? Wat gaan ek sê? Daar staan geskrywe. En vanoggend lees ek hier gedeelte, en dit is my so mooi, daar van 'n vers, hy sê vers 1, in Jesaja 55, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Nou, gaan hy na vers 6 toe, hy sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan
terwyl hy naby is. En laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer en dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God wat hy vergeef menigvuldig. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is die aarde soos my wee hoër as julle wee en my gedagtes is julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Hoor u vanoggend wat sê die woord? Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waarna toe ek dit stuur. Is dit nie mooi nie? En ek wil vanoggend sommer by dit stil staan en ek wil graag sommer net daar na die Engels toe gaan, want hy sê dit vir my so mooi. Sê, jou Engelse Bybel, hoor wat sê hy? Hy sê, as the rain and the snow came down from heaven, and do not return to it without watering and earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send. Ek wil vanoggend vir jou sê dat hierdie woord is kragtig, Boeta. Sissel, ek kan vanoggend vir jou die mooiste preke preek en vir jou die mooiste dinge sê, maar dit is God se krag en dit is God wat die werk doen. Because this is our assurance, the word of God is living, it is powerful and it never returns void. Ek hoop jy sien vanoggend hierdie gedeelte. Hy sê hierso, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Yes. Nou vanoggend kan ek nie anders as om vir jou te sê dat hierdie woord van God is lewendig. Isaiah compares God's word to rain and snow that water the earth. Hy vergelyk dit met sneeu, hy vergelyk dit met water. Without water, ek wil vir jou sê, jy gesien hoe Falk en Arias lyk. Jy gesien, ons bedien op plekke en dan, ons was die ander dag, was ons in Frankfurt gewees. Dis grys, dis vaal. Dan kry jy ander gedeeltes, dan kan jy sien dat hier het gebeur. Hierdie seisoen is anderste as die ander seisoen. En God kom en hy kom deel hierdie gedeelte. Dit praat met my oor dat hierdie woord is lewend. Ek kan aan niks anders te vashou nie. Ek kan vir jou sê vanoggend dat op hierdie stadium sterf daar duisende mense nog steeds sonder God. Besef jy dat daar's groepe wat nog steeds nie weet van Jesus Christus nie. Ons het in die week met iemand gepraat, ek gepraat met iemand wat nou net van China afgekom het, dat hulle weet nie eens van die naam Jesus nie. En ons verwag dat die Here moet nou kom. Ons verwag dat hy ons nou moet kom haal. We are heavenly minded and earthly no good. En ons het 'n taak om te verrig, nog steeds moet ek en jy gevind word in 2025 besig met God. Besig op 'n markplein wat verlore gaan. Ek kan nie anders as om vir jou te sê, moenie toelaat dat iemand by jou verbygaan as jy die woord het, die waarheid het, om nie dit met hom of met haar te deel nie. Ek wil nie daar gaan staan met Leander die pastoor. Ons kan nie bekostig in hierdie dag en uur. En ek wil vanoggend jou uitnooi om 'n hartsverandering in hierdie plaas. 'n Hartsverandering. Nie een van ons stap dieselfde pad nie. Nie een van ons het dieselfde idee oor die lewe nie. In die laaste 2 weke het ons deur 'n gedeeltes gegaan oor molestering en oor angs en depressie en vrees. Die ander dag ry ek binnelandse sake toe en in die Hoofstraat in Pretoria het 'n man helder oordag homself opgehang in 'n boom daar in die straat. Ek kan dit nie glo nie. Almal staan net daar.
Want elkeen het geleer om net aan te gaan met sy eie lewe. En hier hang 'n man. Ek kom van binnelandse sake af, daar hang hy nog steeds daar. Hy het maar net 'n silwer doek oor hom gegooi. Hy het 'n naam, hy het 'n van, hy het 'n vrou of 'n seun of 'n dogter by die huis of ouers. Maar hy het sy kar staan nog net daar, sy Polo staan langs die pad. Hy het uit sy Polo uitgeklim en hom net daar helder oordag opgehang terwyl mense gestaan en kyk het. En ons sit tussen 4 mure en dit is baie lekker om hier te sing. Ons sit hier en is lekker om die naam van die Here groot te maak. En dit moet so wees, because there need to be fellowship among believers. But we need to be on the marketplace. En vir my het ek hierdie laaste ruk net gesien, dat ek kan nie stil bly, en dit is soos of hierdie urge net groter en groter word, om vir mense te sê, daar's 'n hongerte en 'n behoefte daar buite, en ek en jy kan nie meer stil bly. Weet jy dat die put wat jy dalk in sit vir oggend, is die pad na die paleis toe? Weet jy dat die vuuroond, God is met jou in jou vuuroond ervaring? En ek sien vir oggend, because as ek nou hierdie gedeelte kyk en die Here praat van die water en hy praat van die reën, the seeds awaken and life begins. And in the same way the word of God brings life wherever it's been sent to. Hoor wat sê Hebreërs hoofstuk 4 vers 12. It reminds us that the word of God is alive and active. Hello? Amen. Sharper than any double-edged sword. Hierdie woord kan vir oggend jou omstandighede verander. Ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy dit deel maak en jy ervaar, wat ervaar ek as ek die woord lees? Ek ervaar Jesus. Ek ervaar sy liefde. Ek dink ons lewe in 'n dag en uur, en ek het nogal, ek tel dit baie op, dat ons lewe in 'n dag en 'n uur om liefde te wys vir 'n verlore wêreld. Dat ons nie kan mense met 'n stok slaan. Kyk na die een langs jou en sê, jy's nog steeds alright. Kyk dan. Jy's steeds alright. Ek like jy dikstuk. Jy moet net nie net vir jou buurman se vrou sê. Dan gaan jy moeilikheid hê. Because when a Bible is translated into a new language, when it is placed in the hands of a child, or a prisoner, or a seeker, it carries out the breath of God. That is why the mission of us at the Bible Society exists, to ensure that every person, in every nation, in every heart language, has access to the living word of God. Verlede week is ek in Karen daar in Johannesburg, en ons is in 'n gebied wat jy eintlik moet geeskort word. Hulle het die klankstelsel gesteel in die kerk 'n paar maande terug, toe ons nou 3 keer harder sing op. Maar daai tannie sit sommer die beat net so in. En sy val nou weg. Maar ek kan nou Karentjie ons triekies duik, wat's aan? Wat gooi hom, jy weet? Maar dit gaan oor die evangelie. Ek het net besef dat dit wat ek het, moet die Here dien. Het ons daar ry, toe sit soos, ons moet vinnig uit hierdie woongebied uitry, want hierdie mense wat op hierdie hoeke sit, en hulle sit nie sommer net hier nie. Hulle sal vir jou ook sommer steel, uit jou kar. Hulle sal jou pomp ook so. And here's the beauty. Long after our names are forgotten, the Bible you help to make available will still guiding families, leading souls to Christ. Hierdie woord wat ek en jy vanoggend hoor en wat ons so maar net sien as net 'n Bybel wat jy vir iemand gee, gaan ek dalk vir jare en jare wat kom nooit weet waar dit gegaan het. Maar eendag as ons voor God gaan staan, gaan dit 'n groot verskil maak wanneer daar 'n man instap en sê, daai woord. Ek bedien die ander dag by 'n plek en ons
doen met die Bybelgenootskap, klomp fondsinsamelings ook. En dit lyk vir my dat die volle gemeentes wil almal Bybelstap doen. Ek het hierdie laaste ruk begin stap. Hierdie broekies, die belt moet ek bietjie stywer sit. Hoewel elke gemeente stap hulle om geld in te samel vir die Bybels. En terwyl ek so by die een gemeente is, toe sê die een oom vir my, ons betaal al vir 35 jaar, ek en my vrou, elke maand 'n oorbetaling van R50. R50 klink min, maar betaal ons al oor. En ek besef, weet jy hoeveel Bybels, ek dink hierdie oom en die tannie besef, hoeveel Bybels het dit al in iemand se hand geplaas. Ons sit in 'n dag in die uur, selfs hier in Sabie, wat mense verlore gaan. Mense het nodig om die waarheid te hoor. Want dit is net die waarheid wat hulle kan vrymaak. Dit is nie mooi preke nie, dit is nie 'n pastoor wat die verandering maak nie, dit is God wat dit doen. Ek het soveel keer gesien, ek kom uit 'n huis uit waar my pa en ma net altyd hulle huis oopgemaak het, soos 'n taxi, hulle het plek vir nog eenetjie. En ek kon altyd sien dat my pa se hart was om nog iemand in te bring. As iemand nie dak oor sy kop het nie, dat hy kon bly by ons. En ek dink aan 'n vader se hart en ek dink aan hoe vader se hart vanoggend met 'n verwagting by jou en my kom stil staan. Ons het 'n man gehad wat by ons kom bly, 'n jong man. Ek praat nou van toe as ek jeugpastoor in Rustenburg, Tim March. En hy was verslaaf aan dwelms. En hoe ons op 'n jeugkamp hom na die Here toe gelei het. En hoe hy en ek in die garage gebly het. En hoe hy onttrekking gekry het. En hoe hy deur fases gegaan het. En weet jy wat, ons was daar vir hom gewees, maar hy het nodig gehad om ook gevul te kon word met die woord en met die liefde. Want jy sien, as jy dit nie het nie, daai resep is die enigste resep wat werk. Dis die enigste resep wat werk. En ek wil vanoggend vir jou sê wat 'n tekort in jou besigheid het, jy wat 'n tekort het in jou huwelik, wat sê ons sukkel, ons weet nie wat ek kan doen nie. Wil ek vanoggend vir jou sê, gryp God aan, soos nog nooit nie. Ek dink nie ons besef wat ons het tot ons het verloor. En nou wil ek iets by dit sê. Ek dink nie ons besef wat ons het in 'n pastoor en 'n pastoriemoeder in 'n gemeente tot ons hulle verloor. Ek stap op plekke wat stikkend is. Ek stap op plekke in waar pastorie huise seer. Gisteraand het ek gesê hy 2 bulle van jou kom en hulle kom druk ons en ek sien hy op. Dis liefde. Dis vrede. Ek wil nog rugby gekyk, dit lyk nie asof hulle TV het in hulle huis. Ek het maar so tussen die slide, maar so op my foon die skool gaan. Hier is 'n heilige pastoor van julle. Ek kyk die TV. Ek kyk vanoggend na die woord en ek wil vanoggend vir julle sê God's word brings transformation. Dit bring verandering. And the word of God is not just information. It's transformation. Dit kan jy net vat en jy moet iets met dit doen. En dit transformeer, dit verander lewens. 'n Man, jy weet, party vrouens sê as ek net my man in die nag as hy slaap, net met 'n strykyster in 'n kopkussing kan slaap. Dit gebeur natuurlik in Huisie View, nie in Sabie. Ek hoor hulle is 'n rol vertel. Ek sien vanoggend hoe die woord mense verander. En as ek dit met jou deel vanoggend, dan sien ek ook hoe huwelike verander. Wanneer gesinne weer saam die woord vat. Ek sien hoe mans verander. Pastoor is by die Mighty Men betrokke en ek sien sommer waar ek ook gaan wanneer mans weer die woord lief kry. En die riglyn van die woord deel maak van hulle lewens. Wanneer 'n vrou die woord haar riglyn maak, dan sien sy ook haar deel wat sy moet doen as vrou is dan om vir haar man te kan bid, om vir hom in te tree. Manne, jy loop nie voor jou vrou nie, jy loop langs jou vrou. Want baie keer loop mans vir hulle vrouens weg. Ons moet saam wees because we are partners.
Karen stap baie. Sy gaan stap sommer 200-300 km in Spanje, dan vat sy net 'n tas en haak sommer daar 'n gat sy. Sy is nie bang. Sy stap nie. Sy gaan Kalahari toe, dan gaan stap sy vir 7 dae, sommer net so deur die bos. Ek is nie so mens. Ek kan baie meer doen met my tyd. Jy weet? En nou stap ons daar waar ons bly in die tyd, dan sien ek daar gat sy en sy's net besig. Want sy gee sulke ander snaakse voetstappe. Ek probeer by haar. Nader gee ek sulke tree. Nader dan sien ek nee, sy's daar in die hoek en dan dink ek ek gaan nou sien dan sy weg. Sy's gone. Dan probeer ek. En nader dan as ek weer kom sy sê, "Moenie, jy's 'n bietjie agter, jy het nog, jy weet, ons kan nog 'n entjie gaan." Dan voel ek my hart. Ek kan nie meer. En jy weet, dit is ek kan net nie. Gister toe sê ek wil jou hierna hierdie graskop toe vat. Ek gaan net in 'n lift afgaan. Hier kom ek hier onder, hier sê dit nou moet jy weer stap. Ek is so wat the glory, hallelujah. Dit is hier op en is hier af en dis daar en dis doen en dis dit. Dan sê sy kom liefie en ek kom aan. Maar wag net 'n bietjie, ek net foto's neem. Jy moet geoefen wees om by te kan hou. En ek wil vir jou sê, jy's in hierdie dag met met ons geoefen wees in die woord, wanneer die duiwel by jou en my se huwelik en ons besigheid, ons finansies kom stil staan, moet ek net kan sê, dit staan geskrywe. Anders beteken dit niks nie. Hy's 'n rower, hy's 'n leienaar. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou op te breek. Ek wil vanoggend vir jou sê, God het jou innig lief, net soos jy is. God stel belang net soos jy is. Hy het gekom vir die verlore, hy het vir mans en vir vrouens en vir seuns en dogters gekom soos ek en jy. En hy sê, kom net na my toe soos jy is. En dis vir my so wonderlik, en as ek sê transformation, dan bedoel ek vanoggend transformation, want dit bring verandering in 'n lewe. Every Bible is more than just paper. Dis meer as net 'n stuk papier en ink. It is seed of transformation. En ek kan nie anders dan vir jou uit te daag. Jy weet, as jy net kan sien, as ons in skole instap, en ons gee vir 'n kind 'n Bybel, en jy sal dink dit is sommer maar net algemeen. Thank you, sir. Can I just take a photo with you? Can you just put your name in my Bible? Ek sal in die aand boodskappe kry, dan sal 'n ma vir my sê, jy het vandag iewers vir my kind 'n Bybel gegee. Ek sukkel om hom uit die kamer te kry, want hy's besig met die woord. En dan sit ons baie keer, dan gaar hy soveel stoflaagies op. En weet jy wat vir my so wonderlik is? Dis nooit te laat nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, God, dit voel soms hy's 4 dae laat, maar hy's altyd op tyd. Ek wil vanoggend vir jou sê dat jy die woord weer moet begin liefkry, want dis die woorde van God. Dit het tyd geword dat ek en jy weer dit glo wat tussen daai 2 blaaie staan. Hallo? Want daarin sê ek en jy is meer as 'n oorwinnaar. Hy het jou innig lief, net soos jy is. Hy sê kom net soos jy is. Het ek foute in my lewe? Baie. Een van hulle is ek is onfiks. My wheel alignment is so bietjie uit. Maar 'n paar jaar gelede is ek in 'n kar ongeluk en ek lê op 'n teerpad. Ek ken die Here my hele lewe, ek was 16, ek het die Here aangeneem die 3 Oktober 1989. En ek lê op 'n teerpad. Ek weet iets het ek gebreek in my gesig, ek weet iets het gebreek in my nek. En hulle is besig om die wrak daar een kant te stoot en uit die pad uit en daar voor staan die trok. En ek kan net nie opkom nie. En ek lê dan, hulle wag vir 'n dokter om op die toneel te kom en toe kom 'n dokter aan en sy vra my, weet jy wie is jy? Ek sê, ja, ek weet wie ek is, ek is my pa se kind. Sy sê, wat is jou naam? Ek sê, wat 'n naam wil jy weet? Sy sê, nee, jy's nie op pad om dood te gaan nie. Jy het nog so 'n bietjie arrogansie in jou. Maar terwyl ek daar lê, toe sê ek vir 'n dokter, was ek besig om dood te gaan. En sy
Sy kyk my so, ek sê my net, dat jy net my 'n foon kry, dat ek my kinders kan bel. En nog net seker maak dat hulle saak op periode reg is. Sy sê, meneer, wag net so 'n bietjie, ons jou bloeddruk val. En ek besef daai oomblik dat die dood is eintlik maar net 'n voertuig om my van hierdie lewe na die volgende lewe toe te vat. Dood het geen houvas op jou en my as gelowiges. En hulle stabiliseer my, sy sê, kom ons kyk dat ons jou net by 'n hospitaal kry, en dan kan hulle besluit of jy dit gaan maak of dit nie gaan maak nie. En ek kry 'n ervaring in die hospitaal. Ek kry ervaring met God. En dan hulle toe die oggend het hulle plate en skroewe in my ken ingesit. En bietjie opgebou. En ek wervels gekraak en ek lê daar en niemand kan by my uitkom nie. My familie is ver en ek lê daar en ek besef, dis net God. En die Here praat met my. Die Here sê vir my, Stef, hoe lank wil jy nog net so aangaan? Ek sê, Here, maar ek neem besigheid met U en ek vertel vir mense van U. Die Here sê, maar ek het nog nie jou hele hart nie. Daar's dele van jou wat jy nog self aan vashou. En ek lê daar in die saal wat ek lê, sterf die 2 mans wat voor my lê. En daai nag het ek hierdie ervaring wat ek so in 'n donkerste ruimte is en daar's 'n tafel en ek sien hoe ek na die tafel toe gaan en hier sit my 2 oupas en hier sit my pa wat al reeds 5 jaar dood is. Hier sit my pa se broer en hier sit 2 familielede. En my pa sit en eet en toe ek so nader kom aan hom, toe sit hy sy mes en sy vurk neer en hy draai so na my toe en ek sien die uitdrukking op my pa se gesig, want ek ken hom ons goed. En dit is asof my pa my net so kyk en vir my sê, wat soek jy hier? En daai oomblik is ek terug in daai ICU saal. Dit vat my omtrent 'n dag wat ek daar lê, wat die Here met my besig is. En ek besef dis nog nie my tyd nie. Die Here wys my die laaste keer wat ek in daai selfde hospitaal gelê het vir 'n maand wat ek my been vergrys het. En waar die dokters my verkeerde medikasie ingespuit het en my hart gaan staan het en ek gelê het vir 'n ruk in ICU. En die Here sê, hoeveel kanse wil jy nog hê? Ek wil nie net hê jy moet sê dat jy my ken en hier en daar nie. Ek wil nie, jy moet alles uitverkoop wees. Ek kom by die huis, my seun is matriek. Ek is in traksie, hy lê daar ek lê daar in die sitkamer, ek kan nie beweeg nie. Hy skryf rekordeksamen. Hy bel my van die skool af die middag. Hy sê vir my pa, hulle het my kar gesteel by die skool. Ek sê jammer om te hoor van jou storie. Dink jy ek kan nou iets doen omtrent dit? Ek lê hier so met my voete en arms in die lug. Jy moet maar iets doen. En ewe skielik is dit soos asof dinge net gebeur om my. En ek het geen houvas op niks en die Here sê jy moet niks word nie, dat ek alles word. En ek wil vanoggend vir jou sê jy instap in jou lewe. Maak nie saak of jy 20 of 23 of 27 of 30 of 50 is nie. Jy moet uitverkoop wees. My seun het nou 2 weke terug van Italië afgekom. 3 weke en ek sit en ek sê vir Karen, ek moet met hom praat. Hy gaan terug een van die dae. Ek moet seker maak dat sy saak is reg. Julle, ons moet uitverkoop wees. My dogter maak nou klaar op universiteit, sy vang graad, ek dink oor 'n maand. Ek sit en ek sê, ek wil net seker maak. Ken jy Jesus? Is jy uitverkoop? My jongste seun is 16. Ek sê, is jy seker? Ek stem vir hom in die aand as hy in die koshuis is, want in die koshuis doen jy mos snaakse dinge. Hallo, julle het mos nie sulke seuns nie. Gebeur net daar in Huisieview. Moeilike seuns. En ek besef, ek moet seker maak. En die Here roep elkeen wat hier sit vanoggend. Jy's nie maar net hier omdat jy hier is. Ek wil vanoggend vir jou sê, God het 'n plan
En hy het 'n doel met elkeen. Dis nie net om oud te word en om pensioen te gaan en 'n huisie by die see te hê nie. Dis nie net om jou kinders groot te kry. God het 'n plan met elkeen. En hy soek jou en my om net te kom soos jy is. En daarom kan ek nie anders as om vir jou te sê dat die woord van God bring transformasie. Jesus het die prys betaal toe jy die nagmaal bedien. Toe dink ek as elke gemeente net kan wakker skrik om elke diens soos julle nagmaal te hou. Want ons moet dit gedurig doen. Ek wil jou uitdaag dat dit nie net op 'n Sondag moet wees nie, maar dat dit by jou huis ook moet wees, wanneer jy alleen is, dat daar 'n verhouding kom. Boetas Sissa, ek weet nie of ek dink ons gaan vroeg volgende jaar dalk weer by mekaar kom, dalk April of Mei of iets, as die pastoor my weer toelaat om te kom kuier. Maar ek wil jou uitnooi om dit wat jy het net so te bring na hom toe. John 17 verse 17, sanctify them by the truth, because your word is the truth. Here, ek grond my hart. Here, kyk na hierdie man. As daar nog iets is wat deur die smeltproses moet gaan, laat dit maar gaan. As daar nog ietsie is wat moet afgekap word, laat dit afgekap word. Jy weet wat vir my so mooi is in die woord van die Here, dat hy lieg nie oor sy woord nie. Hierdie woord is die waarheid, dis die weg, dis die waarheid. Ek en jy kan na mekaar toe uitreik. En ons kan mekaar moed in praat. Maar ek dink dat waar jy 'n streep moet trek is om te sê ek gee oor aan God, ek gee alles oor. Toe ek uit die hospitaal uitkom, toe sê ek gaan nie meer dit wat ek meer besig is doen nie, pastoor. Ek begin stadig maar seker my goed weggee. Ek sê nou nie jy moet dit doen nie. Ek hoor daar in die Botha die mense het sommer hulle goed verkoop. Maar weet jy wat die Here sê vir my, word niks sodat ek alles word. En so begin stuk uit my lewe uit gekap te word. En ek hou nog hier vas en ek hou nog hier vas want jy het nog dinge lief. En die Here sê jy moet niks word nie dat ek alles word. Tot ek niks meer is. Partykeer kom jy op 'n plek wat jy voel jy's rock bottom. Dalk sit jy vanoggend daar. Dalk sien ons mekaar nie iewers te weer langs die pad nie. Maar dit is die beste plek om te wees, want daar kan jy net opgaan. Van daai staanspoort kan jy net inbeweeg en dit wat God vir jou meer instoor het. En my gebed vanoggend is dat jy die openbaring van God self sal beleef en ervaar in jou lewe. Hy sê in Galasiërs 6, wat so mooi is in vers 9, exhorts us, let us not grow weary in doing good, for the proper time we will reap the harvest if we do not give up. And many times when the Bible reaches homes, it may sit unopened for years. Maar net op 'n dag, daai gedeelte wat ek vir jou gelees het, ons plant die saad, maar God is besig. Ons is besig om in die gemeentes te werk, ons is besig om in ons huwelike te werk, maar God is op die agtergrond besig. Dis hy wat die saad laat groei. En God vra net vanoggend, dit wat jy het, kom net soos jy is. Dit wat jy het. Ek het nie baie nie, maar dit wat ek het, Here, gee ek vanoggend. En wat ek moet gee is net my lewe om oor te gee. Daar's 'n kop aan elkeen van ons hier. Of jy nou 50 is nooit te laat nie. Maar daar's 'n markplek wat ek en jy nie moet mis nie. Daar's verlore siele wat nie moet mis. En wanneer ons besig is by die Bybelgenootskap en jy kry net 'n briefie of jy kry net 'n e-pos en iemand sê ek het Jesus aangeneem. Ek het Jesus aangeneem. Dan is dit die moeite werd. Ek wil jou uitnooi dat wanneer jy bid vir ons by die Bybelgenootskap, bid dat waar ons gaan, jy weet dat die mense 'n hongerte sal hê vir hierdie woord. En dat ons die draers nooit sal moeg geraak. Nie net ek nie, maar elkeen daar buite om dit te gaan doen.
Ek dink aan hierdie boer wat die saad plant. Desember is ek op die plaas en ek stap daar in die lande en ek sê vir Almaro, hierdie is maar 'n lelike stuk grond. Hy sê vir my, saad in hierdie grond, kyk oor 2 maande, hoe lyk dit? Ons wag net vir hierdie reën. Dit is op pad. Ons het verlede week gehad, oom, het ons geploeg en ons het gesaai. Paar weke later, toe staan ons so groen op die land. Paar maande toe oes hulle. En baie keer, weet jy nie hoekom dinge met jou gebeur het nie. Baie keer verstaan jy nie, ek sê dit soveel keer, ek het dit donderdag vir iemand gesê in die beradingskantoor. Jy weet, goeie goed gebeur met slegte mense en slegte goed gebeur met goeie mense. Ek en jy is van niks gevrywaar nie. Ek en jy is nie gevrywaar van die moeilikheid en die slegte daar buite nie. Maar juist terwyl ek en jy op die markplein is, moet ek en jy nie dit mis wat God vir my en jou instoor het. Ek wil afsluit, hy sê in 1 Korintiërs 15, hy sê in vers 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Besef jy dat hier waar ek en jy vanoggend sit, daar's mense wat se koppe afgekap word, daar's mense wat doodgeskiet word omdat hulle die woord het. Ons het nou intussen het ons 'n boekie uit in die brood van die lewe, Johannes. Dink julle dit uitgedeel by die Mighty Men ook? Het hulle vir julle van dit gestuur ook? Omdat as hulle jou vang in ander lande met 'n Bybel, dan maak hulle jou dood. So nou het ons hom in 'n klein vormpie dat hom net in sy sak kan steek en vir iemand anders weer kan gee. Hey, ons is dodgy hoor. Ek sê vir julle kyk ons sterfjakkelse net so. Ons maak plannetjies. Want die woord moet uitgaan. Die woord moet by jou uitkom, Boetas is aan. Ek wil vanoggend uit my hart uit net vir jou sê, kom net soos jy is. Raak net betrokke. Pastoor, ek wil vir jou sê, jy kan nie alles alleen doen in Sabie. Die Here het jou dalk hier geplaas met 'n doel saam met jou pragtige vroutjie en die 2 seuns. Maar hy het vir jou 'n hele peloton gegee om saam met jou dit te doen. En kom ek en jy wag nie vir iemand anders om betrokke te raak nie. Toe ek uit die hospitaalbed uit en uit daai kamer uit opstaan, en ek haal hierdie borststuk af en ek haal die nekstuk af, toe besef ek, dis 4 jaar gelede, toe sê ek gaan nie stop nie. 2 jaar gelede bedien ek buite 'n Saterdag en 'n Vrydag aand, bedien ek elke dag. Elke dag van my lewe, hier's Karel. Haar dogter sê vir my die ander dag, het jy nie 'n lewe nie? Dis sy my ontmoet. Sê, het jy nie 'n lewe nie, oom? Is dit wat jy doen elke dag? Sê, ja, dis wat ek doen. Dis wie ek is. Ek's uitverkoop, Boeta. Sissa, by jou besigheid, as jy mechanic is dit jou preekstoel. As jy 'n skoolhoof is, dis jou preekstoel. My broer is 'n skoolhoof in Rustenburg. Ek dink seker 60% van die onderwysers is by kinderkerk betrokke. Hulle hou 'n jeugweek, 1900 kinders kom 3 maande tot bekering. In 1 week. Hulle hou 'n doopdiens wat skrik vir niks. Want 'n skoolhoof het besluit dat hy gaan iets doen op die markplein. Hulle bou daar langs die kerk, bou hulle 'n hele saal wat hulle dokterspreekkamers het. Wat dokters kom, prokureurs kom, wat gratis hulle tyd en hulle energie gee, want hulle het besef dat ek se net 'n prokureur nie. Jy wil skei, kom sien my daar by die kerk, ek het hulle gee hulle tyd. En as hy aankom en sê, kan ons net eers bid vir hierdie huwelik? Want ons het agtergekom dat die markplein het Jesus nodig. En dit is my wonderlik om vanoggend te sien hoe op die markplein raak julle betrokke. Kom ons vanoggend skroom nie om dit te doen nie. Dit klink dalk sommer maar net soos 'n klise om te sê, jy weet, dit wat jy insit, dit beteken regtig baie en ek wil vir jou vanoggend sê, dit beteken 'n siel kan by Jesus uitkom. 'n Man bel my een aand. Toe sit hy met die revolver.
En hy wil homself skiet. En hy ry uit Limpopo Gauteng. Hy ry van Limpopo Gauteng, hy wil hom nie in sy huis skiet nie. Hy boek hom in 'n gastehuis. En hy die revolver dan neergesit. Hy sê, met die vang iets sy oog. En daar's 'n Bybel in die kamer. En hy neem die Here Jesus aan. Daai aand verander hy sy lewe. Hy bel my. Hy sê, ek ken jou nie, jy ken my nie. Maar ek het Jesus nodig. Vandag is daai man in die bediening. Vandag is daai man in die bediening. Ek dink nie jy besef dit wat jy insit om daai ewigheidswaarde wat dit het nie. Maar ek wil jou vanoggend uitnooi. Ek het dalk maar net bietjie kom praat en bietjie kom deel. Daar's soveel wat ek vir jou nog kan sê. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat die Here het jou ewig lief. Pastoor vanoggend die nagmaal bedien, toe dink ek, elke keer in my lewe, elke keer as ek die brood breek, elke keer as ek die druiwesap drink, dan het ek 'n ervaring soos nog nooit van tevore. Hy het die prys vir jou en my betaal. En vanoggend sê die Here, kom net soos jy is. Almal wat vermoeid en belas is. Ek vat 'n kind in my huis wat gemolesteer is. En sy bly by ons terwyl die hofsaak aan is. Vandag is sy 'n groot vrou, pragtige 4 kinders. Sy glo net sy moet nog kinders hê. 4 kinders. En ek sien toe Jesus daai wonde kom aanraak, toe maak hy skoon. Toe kom genesing. En jy meer, Boeta, die Here kan dit gesond maak. Verwerping, God kan dit gesond maak, sissa. By God is niks onmoontlik nie. Hy is in die besigheid van wonderwerke. Hy is in die besigheid van genesing. As hy dit vir my kan doen, kan hy dit vir u ook doen. Ek wil vir jou bid vanoggend. En ek wil jou opdra en ek wil van ons kant af as CEO's net sê, mag daai liefde en hongerte vir die woord van God nooit ontbreek nie. Mag dit so wees. Ek praat met pastoor. As daar Bybel kort, pastor, praat dat ons 'n plan maak. Ek sê vir Karens Sondag, toe ons daar by die ander plek ry. Die paar Bybels wat ek by my gehad het, moes ek 'n promosie gee. Ek gee hulle net weg. As ou vroutjie, sy so kort, maar sy kom druk vir my dat my ribbebene kraak. Dankie pastor, sy het ook nie tande nie. Sy sê hierdie ek gaan dit eet. Ek sê ja, eet hom, moet hom net nie rook nie. Eet hom met hy sit. Moet nie vir jou 'n zol met hom rol nie. Want dan het ons moeilikheid. Sy sê, maar dan kan ek die evangelie daarom 'n bietjie rook op. Maar ek sien hoe God besig is en ek wil vanoggend vir jou bid. Kan ek vir jou bid? Kom ons bid so saam. Hemelse Vader, watter besonderse voorreg is dit vanoggend om maar net so saam met pastoor Gawie en sy vrou hier te kan hierdie gemeente bedien. Ek wil eerstens kom om dankie te sê vir u woord. U is die waarheid. U is die lewe. En ek wil dankie sê dat hierdie woord ook so harte aanraak en lewens verander en ook omkeer. En nou bid ek, Here, dat waar hy en sy nou sit, daar waar jy sit, as dit jou gebed is, sê Here, kom net soos ek is. U ken hierdie hart. U ken hierdie behoefte van my as 'n jong dame, as 'n man, as 'n vrou, as 'n seun, as 'n dogter. Kom raak dit aan, Here. En vandag, Here, bid ek dat genesing ook in harte sal plaasvind. Ek bid vanoggend waar jy nou is, ook vir jou huwelik. Bid vir jou man, ek bid vir jou vrou. Ek bid vir jou kinders. Ek sluit jou besigheid ook in.
Ek sluit jou hande werking, dat hy voetstappe sag sal wees, gerig na ewigheidswaarde, na God. Here, hier's 'n man, jy ken hom by die naam. Hier's 'n vrou, jy ken hom by die naam. Wat vanoggend hier ingestap het, met 'n behoefte, met 'n begeerte. En nou bid ek vir haar en hom vir krag, vir wysheid, vir insig. Dankie vir die Heilige Gees wat die werk doen. Dankie dat ek vanoggend, Here, dit kan kom vasmaak saam in hierdie gemeente. Ek bid dat hierdie 'n streek sal wees waar u lig, Here, helder sal skyn. Dat hierdie 'n gebied sal wees wat 'n hongerte sal kweek vir u evangelie en dat 'n oes sal inkom wat gereed is. En terwyl ek so bid oor hierdie gemeente en elke werker en elke boetie en sissa, bid ek vir krag en sterkte. Ek bid vir jou vir wysheid en insig. Ek bid vir jou vir voorspoed. Ek bid vir jou vir seën. Here, baie dankie dat u ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. In Jesus se naam. Amen. Draai dan nie en langs as jy like jy nog dik stukke. Ok, ons begin nou met die tweede diens. Pastoor, baie dankie. Ek wil vir julle ook sê dat weet dat van ons kant af ons ook vir julle gemeente bid. Ons het elke dag al ons leierskap, ons bid elke dag, ons bid saam vir al ons ouens in die Oesveld. Ons bid vir die streke, ons bid vir die gemeentes. Ons stryd is nie in die vlees nie, dis 'n geestelike stryd. Dis 'n geestelike stryd. En so bid ons en vertrou die Here ook so in jou lewe vir een besonderse deurbraak. Ons Here lofoffer. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Kom ek deel vir ietsie met julle. Ek is op Bible College eerste jaar en te robbe tyd gehad. My broer is die vorige jaar en hy verongeluk. Hy was ook by die Bible College gewees. En my lewe is die mekaar. My pa en ma is besig om te skei. Nou ons ken die college. Dis 'n wille plek. Ja. Ek sê vir die Here, hierdie werk nie vir my. My lewe val uit mekaar. Ek kyk na ons dosent, hulle beklei onder mekaar. Sê mekaar sleg in elke vak wat ons het. Lees die Bybel en ek sê, Here, hierdie ou sê so daai, hoe moet ek leer? Ek sê hierdie werk nie vir my. Ek sê ek is hier om 'n pastoor te word, maar ek dink ek mors my tyd. Ek pak my tas in my kamer en ek pak al my goed en ek sê, Here, ek het nodig dat jy met my moet praat. Ek sê, want as ek by hierdie deur uitstap, kom ek weer terug. My Bybel is die laaste ding wat ek inpak het. Soos ek op inpak, val my Bybel open. Konings. Hoor, die woord, die Bybel val oop by konings. En ek vang die bladsy en hy sê, die Here jou God het jou gebed en jou smeking gehoor. Sy oog, my oog en my hart, sê die Here, is op jou. Ek sal jou nooit alleen los nie. Hoor mooi, ek het 'n Bybel nodig gehad, wat moes ook val, sodat ek vandag kan wees, waar ons vandag is. 'n Bybel. So 'n paar jaar terug gaan ons Mosambiek toe. Ons deel Bybels. Hierdie Bybel is hulle grootste besitting wat hulle het.
Hulle reken op daai stadium die gemiddelde persoon in Mosambiek in daardie omgewing. Gaan nie oor hulle 'n kar het of 'n huis het. Hulle kosbaarste besitting. As jy 'n radio het, is jy ryk. 'n Bybel, dis nie daar. Ons is by die Mighty Men konferensie en ons kom terug en ek praat met die manne wat betrokke was en ek sê vir hulle, ek wil met hierdie ding verstaan. Mighty Men skep 'n platform vir ons om te bedien op plekke en te kan doen wat ons nie vanuit ons gemeente kan doen. Presies dieselfde. Die Bybelgenootskap doen wat ons nie kan doen. Maar ons kan betrokke wees. Dit skep 'n platform vir ons wat ons kan gebruik om mense se lewens te help verander. Al is dit net om vir hulle 'n Bybel in hulle hand te sit. Ons moet dit doen. Wie van Bybels uitdeel die so nie? Wys my. Steek jou hand op. Sê net. Wie wil Bybels uitdeel? Hou jou hand op. Hou net jou hand op. As jy wil. As jy raai gegeven het. Hou op. Okay. Maar staan maar 'n paar mense. Wat? Is jy bereid om 'n Bybel te koop? Of iemand te gee? Hoeveel kos hy? Wat nou? Waar is jy begeerte nou? So, wat ek vir jou probeer sê, miskien gaan dit jou kos om te sê, ek maak dit my missie om 10 Bybels te koop. Maar nie jou tiende geld van Bybels te koop. Moenie dink dis die Here dis is. Dit moet jou kos. Al beteken dit dat jy vir 'n dag of 3 dalk bietjie meer mieliepap gaan eet as steak and chips of wat ook al. Sodat jy vir iemand die woord van God in hulle hand kan sit. Jou offer is die moeite werd. Daarom wil ek vir jou sê, as jy in jou hart voel vanmôre, jy wil betrokke raak by Bybel versprei. Kom praat 'n bietjie met Pastor Stefan. So verskillende projekte en verskillende dinge wat aangaan. En ons is gemeente, en dis hoekom ons van 'n vrou te kom bedien is. Ons wil hierdie deur oop. Die woord van God met uitgemeen as ooit tevore. Hoor wat ek vir jou sê, daar's 'n lewe wat al reeds geaktiveer is op hierdie aarde, nee. Daar's 'n honger soos wat jy nie kan glo nie. Mense gaan die Bybels lei. Maar dat hulle ook met God gaan om geleer te kom. Baie dankie Pastor Stefan. Dankie Karin dat jy hom so mooi op lekker. Ja, dis ek lief vir jou. En dankie vir julle tyd. En ons met vir julle ook en ons dit sal eintlik vir ons lekker wees as julle meer as 'n keer 'n jaar vir ons kan kuier. Ja, baie lekker. Dit is vir ons belangrik. Jy weet ek sê as die kerk nie besig is om die kerk te kerk, dan mis ons dit. Maar as die kerk besig is om buite die kerk te kerk, yes. Dan wen ons. En kom praat met Stefan, kom kry vir jou goedjies hier so op die tafel. Kom kyk wat is hier so. As jy 'n gebed nodig het, is jy welkom. Staan hier aan die kant, hier so. Dis mense wat sal saam met jou bid. En dis wonderlik gewees dat jy saam met ons was vandag. God seën jou hierdie week wat voor lê. Mag alles wat jy beplan het hierdie week beter afloop. Ek is so bly Jan verjaar van hierdie week wat voor lê. Hy gaan vir ons by die deur staan en almal groet. En bless hom. Sê vir hom Jan, ek like jou. Mag die seën en die oorvloed, voorspoed van die Here op jou lewe kom soos nog nooit van tevore.
Dis as jy hom R1000 wil gee, gee hom R1000. Ja. Dit ook doen. En maar bless hom. Bless hom. Jy hoor. Okay. En dan waar jy is, sluit jou oë, ons gaan die seëngebed afbid. Here, ons wil net weer dankie sê vir hierdie. Maar dankie sê vir elke persoon wat opgedaag het. Want as ons nie opdaag nie, Here, kan ons nie ontvang nie. Ons sê dankie vir Pastor Stefan en Karen wat opgedaag het, Here. En dat ons kon ontvang wat U deur hom sê. So bid ek, Here, dat soos wat ons ontvang het, dat ons harte en ons hande sal open om te gee. Here, ek seën elke persoon hier sal vanmôre. Laat die koninkryk kom in hulle lewens. Ek bid, Here, as hulle gaan slaap, Here, praat met hulle in hulle drome, geef hulle visioene. Here, bless hulle met die teenwoordigheid op plekke en tye waar hulle nog nooit ervaar het. Dankie, Here, dat die belofte vir ons gekom en gesê, U sal ons nooit alleen los. Heilige Gees, dankie dat U saam met ons is en ons leer en lei oor ons waar ons gaan. Vader, word verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. God is met hulle Jan hardloop om by die deur te staan en jou te kan groet. As hy hardloop, mag julle wonderlike week. Amen.